die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 130. Ek is professor aan die Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javasua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, en dink spesifiek aan die boekie 2 sleutels tot die boek Openbaring, dit waarop hierdie kursus of hierdie studie gebaseer was, dan is 'n moed, jy moet hom kry dat jy hom kan hê. Kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javasua.co.za, soos hierbo. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, gaan na deel 1, u het 'n magdom inligting gemis. Baie belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing kan kry van al die verskillende boodskappe en studies waarmee ons besig is. En daar is juis nou 'n nuwe reeks wat hierdie week ook gaan begin rondom die oorlog in Iran, Amerika en Israel, laaste vredesverbond. Deel die kontak met u vriende en ander wat vir u belangrik is. Ons gaan dadelik oor na die woord waar ons gestop het laas week. Ons is besig om te kyk na Javasua oorhandig die koninkryk aan sy vader. Halleluja. 1 Korinte 15 vers 23 tot 58 vers. Eintlik 1 Korinte 15 vers 23 tot en met 58. Ons is by vers 55. Die angel van die dood is die sonde. Wat het die dood in die tuin van Eden veroorsaak? By Adam en Eva? Sonde. Die oomblik toe hulle sonde doen, toe gaan hulle oë oop. En sonde in hierdie tyd waarin ons vandag lewe, speel nog steeds een van die belangrikste rolle in die mensdom se lewe. Jy weet, sonde was en is nog altyd lekker gewees. Niemand kan vir my sê sonde is nie lekker nie. Dis hoekom ons dit gedoen het al ons lewe. Maar deur die ongehoorsaamheid van Adam en Eva om nie na Jahwe Almagtig te luister nie. Maar hy het Adam gesê, as jy van daai boom eet, die boom van kennis van goed en kwaad, sal jy sekerlik sterwe. So dan, wat sal gebeur? Die sonde sal oor jou heers, behalwe dat jy sal sterwe as 'n mens, want Adam en Eva in die tuin van Eden was onsterflik. Hulle was soos gode gewees, kon nie sterf nie. Want daar was nie dood in die tuin van Eden nie, daar was nie ouderdom nie, daar was nie sonde nie, totdat hulle gesondig het. Wanneer ons tot wedergeboorte kom deur die bad van, wanneer ons tot geboorte kom deur wedergeboorte, volgens die woord van Jahwe, in die naam van Javasua tot vergifnis van ons sonde, word hierdie angel van die dood ook in u eie lewe vernietig. Die angel van die dood. Weet jy wat maak hom dood? 1. Bekering. Die genadebloed van Javasua maak die angel dood. 2. Die onderdompeling in die naam van Javasua maak die angel dood. Hoekom? Want Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, ons wie in Javasua geonderdompel is, ons groei gelykvormig aan Javasua,
Hy sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, nie stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? Of weet julle dat ons almal wat in Jafashua geonderdompel is, in sy dood geonderdompel is? Hy het opgestaan uit die doodheid. Verstaan ons dit? Deurdat hy teruggekeer het aarde toe, het hy ons die voorreg kom gee, om ons eie name, wat voor die grondlegging van die aarde, reeds in die boek van die ewige lewe opgeteken was, waar ons verordeneer was, voor die grondlegging van die aarde, tot die ewige lewe. Daai verordenering, kry 'n tweede kans, wanneer jy ons tot wedergeboorte kom. Bekering, wedergeboorte. Dan word my verordenering herstel. Hoekom? Want die sonde, die angel van die dood, die sonde, het my beroof van my verordenering. Maar die genadebloed van Jafashua herstel my verordenering, wat voor die grondlegging van die aarde af reeds bestaan het, weer. En nou moet ek en u, deur die werkinge van die Ruach HaKodesh, in heiligmaking elke dag lewe, om hierdie angel van die dood vernietig te hou. Die oorwinning is daar, maar ek en u moet oor dit triomfeer. Het jy dit geweet? Jafashua het klaar getriomfeer, hy het in die hemel en opgevaar. Ek en u moet oor dit triomfeer, sodat hierdie angel nie weer groei en terugkom, en my lewe kom beset, en my weer beroof van my uitverkiesing nie. Halleluja. Wanneer ek tot wedergeboorte kom, deur die bad van wedergeboorte, volgens die woord van Jahwe, word hierdie angel van die dood ook in my eie lewe vernietig. Verder verklaar dieselfde versgedeelte dag, dat die krag van die sonde is die wet. Die wet of die 613 wette van Moses. Die krag van die sonde was die 613 wette van Moses. Dit het veroorsaak dat die mense verlore gegaan het onder die 613 wette van Moses. Ons lewe vandag in 2026 nie meer onder die 613 wette van Moses nie, maar ons wandel deur Jafashua se bonatuurlike genadebloed, wat hy vir ons elkeen geskenk het, wanneer ons tot bekering kom, en wedergeboorte volmaak maak in ons lewe. Wanneer ons onderdompel word in sy naam, en nou heiligmaking nastrewe die res van my lewe. Dis een van die redes, dat ek reg deur hierdie studie, soveel klem gelê het op die gedagte van wedergeboorte. Want anders moet jy ook onder die wette van Moses leef, en die woord van Jahwe verklaar self, dat hierdie wette, die 613 wette van Moses, bring die dood mee. Daarom sê hy daarso in Hebreërs 7 vers 18, hy het die 613 wette van Moses tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Halleluja. Ek is so bly ek is vergewe. My sondes is in die diepste van die see gewerp, en hy dink nooit weer daaraan nie. Hy sê, ons sondekleed is in die diepste van die see gewerp, en hy dink nooit meer daaraan nie. Ons is 'n nuwe skepsel in Jafashua. My volgende vraag is dan, as Jafashua die mag van die dood en die doderyk oorkom het, waarom sterf elke dag steeds mense? Die kerk het ons geleer, die predikante, die pastore, die priesters preek, hy het die graf, die dood, die hel oorwin. Die graf, die dood, die hel oorwin. Nee, het was nie hel nie, wat die doderyk. Die hel bestaan nog nie. Maar as hy dan die graf, die doderyk
oorwin het, hoekom sterf mense dan steeds? Die dood en die doodryk, hy het dit oorwin. Volgens Openbaring 1 vers 18 verklaar, en ek, dis Jahweh, het die sleutels van die doderyk en van die dood. En die sleutels van die doderyk en van die dood. Daar's die skrifgedeelte, Openbaring 1:18. Kom ek verduidelik. Toe Jahweh uit die doderyk opgestaan het, het hy die mag van die geestelike dood, hoor nou mooi. Daar's 'n vleeslike dood, wat ek en u, as ek kar stap, gaan ons dood, as ek hartaanval, gaan ek dood, enigiets gebeur, gaan ek dood. Dis 'n vleeslike dood. Hy het die mag van, en daar's 'n geestelike dood. Die geestelike dood is die tweede dood wat Adam en Eva veroorsaak het. Hulle het ook 2 dode gesterf. Eerstens die vleeslike dood, waar hulle nie meer onvoorwaardelik in die tuin van Eden kon lewe sonder om te sterf nie, want die sonde het nou oor hulle geheers. En dan het hulle geestelik ook dood gegaan. Waarin? In hulle verhouding teenoor Jahweh Almagtig. Want Vader Jahweh sê, as hulle nou maar net hulle hand uitsteek en ook van die boom van die ewige lewe eet. Wie's dit? Dis Jahweh. Sal hulle soos ons vir ewig lewe. So wat moet ons deelagtig word om vir ewig te lewe? Die boom van die ewige lewe. Ons, wie wedergebore is, tot bekering gekom het en wedergebore is, in die naam van Jahweh, tot vergifnis van ons sonde. Ons het geestelik lewendig geword. En ons moet oor hierdie dood heers, hierdie geestelike dood. Jahweh die prys betaal, uit dit oorwin. Hy sê, toe Jahweh die doodryk opgestaan het, het hy die mag van die geestelike dood, wat oor elke mens na Adam en Eva geheers het, herstel. Hierdie vleeslike of liggaamlike dood, wat daagliks gebeur, is die laaste vyand, wat Jahweh nog moet oorwin. Die laaste vyand, die dood, is nie oorwin nie. Ons sterf dan nog. Kyk hoe maak die begrafnisondernemers geld. Hulle is vol. As jy nou doodgaan, kan jy nie vandag begrawe word nie. Hulle het soveel werk, hulle kan nie. Maar die mense is dan nie veronderstel om te sterf nie. Dis wat die kerk gepreek het. Hy het die oorwinning oor die dood en die doderyk. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Maar die mense gaan nog steeds dood. Dis die tweede dood. Dis met ander woorde, die eerste een is die geestelike dood, die tweede een is die vleeslike dood. Hy sê, hierdie vleeslike of liggaamlike dood, wat daagliks gebeur, is die laaste vyand, wat Jahweh nog moet oorwin. Dit is wat Jahweh in sy woord sê, volgens Openbaring 20 vers 10, luister nou mooi, Openbaring 20 vers 10, word die duiwel wie in beheer is van die dood, soos ons reeds gelees het, nou eers in die poel van vuur en swaal gewerp. Dis die hel. Saam met die Satan word die dood en die doderyk in die poel van vuur en swaal gewerp. Na die wittroon oordeel van Jahweh Almagtig, Openbaring 20 vers 14, sê, dit is die tweede dood. Die eerste dood is wanneer ek doodgaan. Die tweede dood is wanneer die dood en die doderyk in die poel van vuur gewerp word. Dis die tweede dood. Die laaste een wat vernietig moet word, is die dood. Verstaan u wat ek nou hier gesê het? Hier's 'n verskriklike hoeveelheid inligting. Ek gaan dit weer net sê. Laat dit insink, maak 'n nota, stop die video, skryf hierdie bewoording af. Plak dit agter in jou Bybel. Hierdie vleeslike of liggaamlike dood wat daagliks gebeur, dis wanneer ons doodgaan, is die laaste dood, wat Jahweh
nog moet oorwin. Hy het dit nie oorwin in die begin nie, nou eers oorwin het dit. Die Bybel sê so. Openbaring 20 vers 10, word die duiwel wie in beheer van die dood is, soos wat ons reeds gelees het, nou eers in die poel van vuur en swaal, dis die hel gewerp. Saam met Satan word die dood en die doderyk, daar waar die sielegevangenis gehou was, in die poel van vuur en swaal gewerp, na die wit troon oordeel van Jaffa. Dit is Openbaring 20 vers 11. Openbaring 20 vers 14, dit is die tweede dood, die laaste een wat vernietig word, is die dood. Die woord van Jaffa verklaar dat alle mag in die hemel en op die aarde is aan Jafashua gegee. Matteus 28 vers 18, skryf dit af. Matteus 28, 18. Wanneer die laaste vyand, naamlik die vleeslike dood oorwin is, sal Jafashua weer self die koningskap wat hy ontvang het, aan die Vader teruggee. Wanneer het hy daai koningskap ontvang? Toe hy gebore is? Nee. Toe hy geonderdompel is. En die Ruach, die regterhand van Vader, Jesaja 53 vers 1 tot 8, aan hom geopenbaar is. Toe sê die stem uit die hemel, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Hy het die autoriteit. Toe hy sê, dit is volbring, het hy al die werk volbring op Golgotha se heuwel, wat noodsaaklik was vir die mens. Maar die fisiese dood was nie oorwin nie. Anders sou hy nie eers gesterf het nie. So maklik soos dit. Wanneer die laaste vyand, naamlik die vleeslike dood oorwin is, sal Jafashua weer self die koningskap aan die Vader teruggee. Dit bring ons nou weer by ons oorspronklike skrifgedeelte wat ons bestudeer het, naamlik 1 Korinte 15 vers 24 tot 29. Vers 24. Daarna kom die einde. My vraag is, watter einde? U weet reeds nou presies watter einde ek hierna verwys. Dit is wanneer hy, naamlik die seun van Jaffa, die koningskap weer aan die Vader, Jaffa almagtig sal gee. Wanneer hy, naamlik die seun van Jaffa almagtig, luister mooi, alle heerskappy, alle gesag en alle mag vernietig het. Is die mag van die dood vandag oorwin? Nee. Want as ons nie dood gegaan het nie. Dis so maklik verstaanbaar. So sy werk is nie klaar nie. En daarom kan hy nie vandag in 2026 die koningskap vir die Vader teruggee nie. Want hy is nog steeds besig om werk te doen. Wat anderste is hy besig om te doen? Hy is steeds besig deur die Ruach HaKodesh om die bruid bymekaar te maak. Die heidense bruid, die Gentile bruid. En dan na die wederkoms van Jafashua, wanneer hy aan die einde van Openbaring 3:22 die bruid kom haal het, Parosha, by sy wederkoms, dan moet nog 1/3 van Israel in die groot verdrukking gered word. Dan eers is sy werk klaar. Dan eers kan hy doen wat hy nog nie klaar gemaak het nie. Wanneer hy, naamlik die seun van Jaffa, alle heerskappy, alle gesag en alle mag vernietig het. Onthou net, die vleeslike dood is vandag in 2026 nog steeds net so in stand en aktief soos voor Jafashua se kruisdood. En word eers tydens die wit troon oordeel in die poel, wel nie tydens nie, na dit, in die poel van vuur en swaal, naamlik die hel, gewerk. Openbaring 20 vers
14. Vers 25. 1 Korinte 24, 1 Korinte 15, vers 25. Want hy, dis die seun, maak hakies, skryf die seun, moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Jy sien, die kerk het ons geleer, Vader Jaffa het voorsien dat Jafashua, toe hy in hemel opvaar, reeds al sy vyande onder die voete gestel het. Dis wat die kerk ons geleer het. Hierdie vleeslike dood wat reeds vandag in 2026 heers, is volgens die woord van Jaffa die finale vyand wat onder Jafashua se voete gestel moet word. Daarom moet die dood heers. Daarom moet die dood heel laaste in die poel van vuur en swaal gewerp word. Want alles en almal wie op hierdie aarde is, moet eers sterf. Daarna sal niemand ooit weer kan sterf nie. Het jy dit geweet? En waar kom die ouens nou in met hulle 1000 jaar aardse, die 1000 jaar se vrederyk? Waar kom hulle nou in daar? Want hulle gebruik hy skrifgie in Jesaja 65 vers 20, wat sy kind sal 100 jaar oud wees, en 'n ou man sal sy lewe uitleef, en dan sterf. Jy sien, hulle probeer bewys dat daar 'n aardse koninkryk is wat bestaan. Dis die aardse koninkryk, dis die hemelse koninkryk. Want die aarde het na die slag van Armageddon toegemaak met die waters. Die aarde is hieronder, hierbo, dan is hier die waters, soos in Genesis 1. En hierbo het jy 'n nuwe aarde en nuwe hemele. En dit is beeldspraak. Jy weet wat gebeur is dat met al hierdie inligting wat jy kry, gaan dit nodig wees dat jy terug moet gaan na Openbaring 20 toe. En van Openbaring 20 af weer met die boek sit en met die video's. Stukkie vir stukkie na dit luister en kyk, want jy het nou inligting wat nog nooit in die boek Openbaring geskryf was nie. Dis in my boek. Dis in my boek wat ek geskryf het. Want hierdie is 'n openbaring wat Jaffa my gegee het. 30, wanneer ook al jaar terug, 28 jaar terug. Wat so duidelik is, dat dit eintlik in die Bybel moes wees. Hy sê, kyk nou mooi na die volgende versgedeelte, vers 26. 1 Korinte 15, vers 26. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Die laaste vyand wat vernietig, ek sê in hakies, moet word, is die dood. U moet nou vir my duidelik, hy sê, u moet nou vir my duidelik, is die dood, u moet vir my sê, is die dood vandag in 2026 reeds vernietig? Nee, natuurlik nie. Ons weet nou dat die dood word eers volgens die woord van Jaffa by Openbaring 20 vers 14 in die hel gewerp. Met hierdie gegewe inligting ervaar ons nou hoe val die volgende skrifgedeelte net eenvoudig in sy plek. Vers 27. Ek dink wat ek gaan doen, ek gaan net vir 'n oomblik hier eers stil staan. Want hier is te veel om te sê oor vers 27. Jy sien, ons is vir die protestante was vir meer as 600 jaar geleer wat die Rooms-Katolieke Kerk geglo het, hoe die Bybel moet funksioneer. Maar hulle het nooit tred gehou met die werkinge van die Ruach HaKodesh nie. Die woord sê
dat hy, dis Jahwe Almagtig, openbaar hom aan wie hy wil en in watter tyd hy wil. En as dit nou so is dat Jahwe deur sy bonatuurlike wysheid voorsien het in ons tyd om vir my hierdie openbaring te gee, dit maak my niks spesiaal nie, asseblief. As hy dit beplan het en dit deel van sy bonatuurlike reddingsplan is, om ons as bruid van Jahwe by die bonatuurlike geopenbaarde woord uit te bring, kan ek dit mos nie verhelp nie. En omdat dit 'n Suid-Afrikaner is wat Jahwe die dinge mee werk en oopmaak, wil die mense nie na dit luister nie. Maar as dit pastoor John Hagee was, of een van die ander Amerikaners, dan het almal geluister. Die woord sê, hy roep wie hy wil, en hy openbaar hom aan wie hy wil. Jahwe kan aan u openbarings gee, wat hy van al die ander wyses al weggehou het. En soos wat u dieper in die woord studeer, en Bybelstudies doen, sal die woord meer en meer vir u oopmaak. En sal u ervaar wat Vader Jahwe vir u in plan het. Die woord kom hy sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar eendag sal ons ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal ken. En weet jy, dit gebeur nie net waar ons in die hemel inkom nie. Dit gebeur reeds op die aarde, terwyl ons koningsseuns en priesters van Jahwe is. Waar hy in hierdie tyd waar ons in leef, sy bonatuurlike woord aan ons moet openbaar. Sodat die bruid tot die volle geopenbare waarheid kan kom, voordat die wederkoms of die parousia kan plaasvind vir ons, aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Ek en u vandag in 2026 is in die bevoorregte posisie om geopenbare woord te ervaar, wat al die generasies voor ons nie geweet het nie. Nou, hoe kan ek dit sê? Wel, as dit was, dat die generasies voor ons dit gewees het, sou die internet vol van dit gewees het. En hierdie is nie 'n internet openbaring nie. Dis 'n Ruach, bonatuurlike Ruach HaKodesh openbaring. En dit is so belangrik, dat ons as bruid hierdie inligting moet kan absorbeer. En dit weer met ander mense moet deel. Want die tyd stap aan. En voordat Jahwe kan verskyn op die wolke, moet die bruid alles weet. Die bruid moet alles weet. Goed, ek gaan vers 27 met die behandel. 1 Korinte 15:27. Want hy, die seun van Jahwe, het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy die seun sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy, dis die seun, uitgesonder is van alles wat aan hom, die Vader, onderwerp is. Kom ek lees dit weer, en ek gebruik my vingers. Want hy, die seun, Jahwe, het alles aan sy voete onderwerp. Met ander woorde, die geestelike dood. En dit wat Adam en Eva in die tuin verloor het. Maar wanneer hy die seun sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy die seun uitgesonder is van alles wat aan hom, die Vader, onderwerp het. Alles wat hy aan die Vader onderwerp het. Volgens hierdie geleesde versgedeelte is dit onmiddellik duidelik dat vandag in 2026 die seun Jahwe homself nog nie aan die Vader onderwerp het nie. Hy sit aan die regterhand van die Vader waar hy intree. Hy's ons voorspraak, die bruid se
voorspraak. Sou ons 'n foutjie maak, is hy ons voorspraak dat Vader ons nie onmiddellik van die aarde af uitwis nie. Hy sê, is dit duidelik in 2026 die seun Jafashua homself nog nie aan die Vader onderwerp het nie, omdat die vleeslike dood eers vernietig moet word. Openbaring 20 vers 14. Die vleeslike dood, dit wat veroorsaak dat grafstene op begrafplase op grafte wees, of in begrafplase op grafte moet wees. Daarom verklaar die woord van Jahwe, alles wat julle, naamlik die bruid van Jafashua, die Vader in my naam, die naam van Jafashua vra, sal julle ontvang. Alles wat julle die Vader in my naam vra. Nou gaan hy verder, hy sê, en volgens die woord glo. Johannes 16:23, jy kan dit gaan lees. Dit sal julle ontvang. Omdat die hele koningskap van ons Vader vandag in 2026 steeds aan die Seun behoort. Waarom? Want hierdie vleeslike dood is nog nie oorwin en in die poel van vuur en swaal gewerp nie. Want die mense sterf nog steeds vandag in 2026. Hoe wonderlik is dit om te besef dat Jahwe behaag het daarin dat ons vandag sy woord moet kan verstaan en hierdie bonatuurlike openbaring te kan begryp. Dis nie 'n akademiese teologie nie, dis eenvoudige woord. Al wat moet gebeur, ek moet net in hierdie skrifgedeeltes in hakkies die Seun of die Vader inskryf. Dan lees ek dit en ek verstaan dit en dit gaan soos 'n boek oop. Nou wat ek gaan doen, die tyd het ons reeds gevang. As Vader lewe ons gesondheid spaar, dan gaan ons volgende week aan met dit en glo vir my, dis bonatuurlik. Nou wil ek hê jy moet teruggaan, gaan vat die woord in 1 Korinte hoofstuk 15. Daar het ons gesê van vers 23 af, as ek kan net gou terug, vers 24 tot 29. Gaan lees dit verder, dan kyk jy na die laaste paar versies daar, sien of u dit self kan ervaar, van vers 28 af. Kom ons verkondig die woord, kom ons versprei die video's, kom ons studeer die woord in heerlikheid, en vervul so die koninkryk boodskap van Jafashua. Tot volgende keer, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.